Goeiemôre al julle pragtige mense daar buite. Hoe gaan dit vir julle met julle vanoggend hier op die 25ste Maart? 25 Maart. Is amper Kersfees, man. Is amper Kersfees. Ons kry daarom aftrek op baie siener video's en maar as party ouens wat dan kan kommentaar lewer, want hulle weet nie. Hulle het ook nie 'n beter idee of 'n beter plan nie. Dit is vir my altyd so amazing, dat die mense wat die meeste van die tyd hulle monde uitspoel, nooit kom met 'n regte idee of met 'n regte plan, of hoe om die dinge te verander nie, jy weet. Hulle sê altyd iets, maar hulle het nie eintlik iets om te sê nie. En ek sien dit, man, ek sien dit op die boeregroepe, ek sien dit. Hulle het altyd iets te sê, maar hulle weet nie wat om te doen nie. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat vanoggend. Ek het my bril reg op sit hierso. Daar sê Lofty, wat sê jy? Ek sukkel so 'n bietjie met keelseer en so effens 'n verkouetjie. Nou het ek vir my, dis nou die derde keer dat ek dit nou doen. Ek het nou 2 keer gister. Een keer so, het is om en by so 11 uur se kant. En toe, die tweede keer was so 6 uur, 7 uur se kant gisterand. Toe bou ek nou vir my hierdie konkoksie hierso. Dis Vitamine C, ICC en nog 'n ander ene. Wat is die ander ene se naam? Corenza C en 'n grippointjie. So ek sal nou hierdie drink terwyl ek nou met julle gesels. Want as een ding wat ek haat in my lewe, en dis die enigste ding wat my gebeur, as ek kry 'n verkoue wanneer ek hom nie nodig het nie. Dis so 1-2 keer 'n jaar. Prys die Here, dis nie meer as dit nie. Maar so 1-2 keer 'n jaar dan kry ek verkoue. Dan moet ek nou eers ietsiekie drink. Nou, ek is nie 'n man wat enige sterk drank drink nie. Dis seker die sterkste wat ek kan drink. Maar ek gaan hom so drink so terwyl ons gesels. Die een video van Siener het meer as 1000 kykke gekry. Nee, en die mense kyk. Dat ek het gesoen toe gaan. Maandag se ene het nie so baie gekry hierdie keer nie. 153. Vrydag 556. Die vorige Woensdag 248. Maar verlede week aan Maandag was 1241 kykke. Dolf, goeiemôre, Pieter, goeiemôre. 1241. So ons wissel van so meer as 100, baie keer in die 200s, en dis 'n 400 ook, 458, 638, 556, en dan nou gister, maandag se een is 153, maar maandag se een is eintlik baie belangrik geweest. Andrew, goeiemôre. So vanoggend kyk ons na die Federale Alliansie. Ons het nou klaar gepraat oor Siener van Rensburg, alhoewel ons nooit regtig kan klaar praat tot die stryd verby is nie, né? Ons weet wat hy vir ons geleer het, en hy het vir ons baie duidelik gewys uit sy profetiese woord, en ek het dit goed gedink om dit daar buite te sit, om vir julle te laat verstaan hoe hierdie stryd gaan plaasvind. En ons noem vandag se video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Ons noem dit sommer die toekomende stryd. Ons noem dit die toekomende stryd. En kom ons kyk gou vinnig net, ons doen net gou 'n vinnige opsomming van hoe die toekomende stryd lyk uit Siener se oogpunt uit. Wat ons weet van die verskillende nasies om ons, is dat, goeiemôre Jan, kom ons kyk eens intern, as gevolg van dit wat Siener vir ons gewys het, is die Afrika nasies intern nie ons vyand nie, wanneer ons toetree tot die stryd. Daar sê Mani, en Jan, goeiemôre, as ek nog nie vir Jan goeiemôre gesê het nie. Sorry, ek het 'n bietjie verkoue, so ek het 'n bietjie mooi dink, het ek goeiemôre gesê.
Maar kom ons kyk 'n bietjie intern, né? Die swart nasies om ons is nie ons vyand nie. Inteendeel, ons het 'n kontingent Afrika wat vir ons kom help. Hulle val by ons in op die pad. Die leier kom daar aan met sy swart perd. Onthou julle daai ene. Die leier op die swart perd. Ons het leiers op bondperde. Nee, wat 'n bondperd? Dit is die, amper sê ek nou, kom ons noem dit net die Kaapse kleerling. Alraai, die leiers op bondperde. Ander leiers op bondperde wat ons het, is liberale. Dis Engelse wit mense in Suid-Afrika, Engelse Suid-Afrikaners, wat by ons ook aansluit. Hoekom is ons stryd nie teen swart nie? Daar kom wel 'n swart regering, maar al wat Siener vir ons vertel van, is dat ons die swart vark kaal skeer. Ons slag hom af, ons hang hom op in die Kaap, né? En ons maak wors van hierdie swart vark. Met ander woorde, ons kry ten minste iets terug. Dit wat gesteel was, kry ons terug. Ons weet van 'n wit vark wat die land uitvlug. 'n ander vark wat ook die land uitvlug, swart vark. Maar daar is ander wit varke en swart varke wat in die land agterbly. En ons slag hulle af en ons kry 'n bietjie terug. So, dit is nie die volke om ons wat ons vyand is nie. Maar dan het ons volke daar buitekant wat later ons vyand gaan wees. En een is Indië. En dan ook China. Beslis Iran, want ons gaan van daardie gemors en elke liewe dingetjie in ons land, gaan ons ontslaa raak. Al hierdie, hulle sê hulle is Pakistanis, maar kan jou weet nie, hulle is Iraniërs, van hulle in elk geval. Wat in elke liewe mall waar ons is, het hulle een of ander selfoonwinkel. Jy sien altyd 2 of 3 van hulle, jy sien nooit hulle vrouens nie. Nooit. Hoe het hulle hier gekom? Hoe het hulle hier beland? Wat maak hulle in ons land? Het hulle net kom besigheid maak? As jy my daai storie vertel, nee, sal ek vir jou sê, jy is 'n spesiale tipe stupid, as jy dit dink. So daar is interne elemente wat ons sal van ontslae moet raak op 'n latere stadium. Ons kan in die huidige kapasiteit wat ons het, weermag, polisie gewys, kan ons nie 'n groot buitelandse land aanpak nie. Daar's nie 'n manier nie. So ek glo Vader in sy voorsienigheid sal maak dat ons op 'n later stadium by daai punt uitkom. Maar ons moet slim en wys genoeg wees om te vat wat gekom het en voor te berei. Nou uit die staanspoor uit moet ek vir julle sê dat die Federale Alliansie se lese is Matteus 5. Geseënd is die vredemakers. Aan hulle behoort die koninkryk van God. So ons standpunt is van die begin af vrede. Dit moet julle weet. OK? Maar partykeer kort vrede is swaar. Dis net hoe dit is. So goed. Ons moet hande skud met sekere lande om ons. Ons moet hande skud met Lesotho. Ons moet hande skud met Swaziland. In die begin, hoekom? Hierdie lande is soewerein op hierdie stadium. Hulle is nie deel van Suid-Afrika nie. Hulle het hulle eie grondgebiede wat vasgemaak is in 1970. 1971. Hulle het hulle grondgebiede erken voor die VVO, die United Nations. Dit is hulle grondgebied. Hierdie soewereine lande het van hulle mense is nou baie in Suid-Afrika. Ons sien dit in die Vrystaat, veral om Bloemfontein. Ons sien dit in net buitekant Swaziland. Was dit Kangwane? Ek dink as ek nou die gebied reg onthou.
Ons sien dit daar. So van hulle mense is in ons land, en hulle is soewerein, en hulle sal nie wil hê dat ons daardie mense wat in ons land is, weer terugstuur na hulle lande toe nie, want hulle kan nie vir hulle sorg nie. So ons moet uit die boks uit dink wat dit aanbetref. Alright. Nou, 'n ou vir my gelaat weet, hy sal nie 'n alliansie teken met 'n swart persoon nie. Jy weet, alliansie beteken nie jy sy chommie nie. Alliansie beteken nie jy sy vriend nie. Alliansie beteken nie jy sy broer nie. Alliansie beteken jy dryf handel met hom. Alliansie beteken julle beskerm mekaar wedersyds wanneer die moeilikheid daar is. Ek sal liewerste 12 miljoen Zulus aan my kant hê, nee, as net 'n handjievol boere Afrikaners, wat ons ou klein groepie hierso in 'n klein dorpie moet beskerm, en dan is daar 'n ander meerderheid wat bo oor ons kan loop soos niks nie, man. Ek sal liewerste 12 miljoen Zulus aan my kant hê. Want daai Zulus weet, as hy by ons staan, gaan hy eet, hy gaan gesond wees, sy plek gaan opgebou word, né? Lofty sê so op Pongola, dat ek het gaan my kaart hier kry, ek is op die federale blad, dan gaan ek vir jou sê, Lofty, wat dit is. Kan ek kyk of ek dit kan vinnig kry, ek wil nou nie te veel tyd daarmee mors nie. Dis die noordelike gedeelte van Swaziland, ja, dis Kangwane, is nie, ek weet nie of het destyds Pongola genoem was nie. Dit is die stuk buitekant Nelspruit, Lekazi, Nsikazi, Malelaan, Komati Poort, Schoemansdal, Kangwane. Daai stukkie daar moet 'n staat word van Swaziland. Hoekom? Hoekom noem ek hierdie twee lande Lesotho en Swaziland? Julle moet verstaan hoekom ek hulle noem. Ons het nodig dat wanneer ons cesseer, dat ten minste 2 wêreldse lande, 2 soewereine lande, vir ons ondersteun. En daarom gaan ons met hulle alliansie teken wanneer die tyd kom. Ons het nodig dat hulle vir ons ondersteun as soewereine lande. Ek hoop dit maak vir julle sin. Alliansie is vir handel. Alliansie is vir jy het 'n hawe, ons het 'n hawe, kom ons kry die goed in, kom ons kry die voorraad in, kom ons werk saam, kom ons bou dit op. Alliansie is ook vir toesighoudende bestuur, sodat wanneer daardie staat nie op sy eie voete kan regkom nie, met sy eie mense nie, nee, dan het hulle die reg om by hulle self by te voeg by die boerestaat. Wat gebeur dan met die boerestaat? Dan groei hy weer. So ons moenie net dink vir nou nie. Ons gedagtes moenie eng wees nie. Ons moet dink vir toekoms. Want wat is die toekomstige blik? Die toekomstige blik is ons is in beheer vanaf die suidpunt van Afrika tot by die ewenaar. En die vraag is, hoe kom ons daar met 2,5 miljoen mense? Verstaan julle? Daar moet 'n pad wees. Daar moet 'n plan wees hoe om dit te doen. So dit is hoekom ons intern alliansies teken. Ons is nie stupid nie. OK. Nou het ons alliansie nodig met mense daar buite. Ons het 'n definitiewe alliansie met Duitsland nodig. En dit doen my hart goed. My bakkiesblad is omtrent net vol van die AFD. En op die regte tyd gaan ek vir Alice Weidel weer kontak, of probeer kontak maak, sodat hulle moet verstaan dat hier's 'n kontingent ouens wat moet oorkom, wat die Afrikaner akkoord, die akkoorde van 1914, weer moet regstel, sodat ons kan Duitse hulp ontvang, wanneer die tyd kom. Wanneer is daai tyd? Wanneer ons stry teen Indië of teen China. Of teen enige ander domgroep, soos in die noorde van Mosambiek, ISIS, wat probeer om ons aan te val, of binne te sypel.
Ons moet vooruit dink. Dis wat jy bedoel, nee, dis reg of nie, nee, as nie probleme nie. Ons moet vooruit dink oor hierdie toekomende stryd. Nou goed, wat sien ons intern van die toekomende stryd? Intern sien ons hoe sekere boeregroepe uit Noord-Transvaal uit, Noord-Transvaal, Noordwes en KwaZulu-Natal, môre Johan, hoe hulle oorbeweeg na Lichtenburg toe. En dit is waar ons dan by mekaar kom. Maar dit is rustig. Daar's nie drama nie. Daar is 'n wit doek oor ons. Daar is vrede wanneer ons dit doen. Hoekom kan daar vrede wees wanneer ons dit doen? Want almal is op dieselfde bladsy. Nou sê Siener, die pad is oop. Vanaf wes na suid. Ons beweeg rustig af en te Prieska sluit daar ander groepe by ons aan. Die ou op die swart perd, die bondperd, nee, nie is die bond, wat ek, in elk geval, die bondgevlekte perd. En hulle sluit by ons aan, die Kaaplandse groep sluit by ons aan. En nou is ons 'n absolute sterk mag. Maar wat gebeur nou daar? Nou moet ons dieper kyk in die profetiese woord. Ons het gesien hoe sekere weermagoffisiere by ons aansluit. Hoe hulle saam met ons afbeweeg. Hierdie ouens is dan die ouens wat die finale beplannings gaan doen om hierdie groep mense te vat tot 'n vereniging, sodat ons deur internasionale reg ons grondgebied kan terugkry en beskerm. En wanneer ons uiteindelik klaar is met vereniging, dan maak ons al daardie varke by mekaar. Nou goed, hoe lyk 'n interne toekomende stryd? Jy kan nie handjies gevou sit by jou huisiekie en dink jy's okay nie. Jy moet verstaan, oorlog is niemand se maatjie nie. Niemand nie. Jy moet verstaan dat jy alles sal moet opoffer om by 'n plek te kom in ons toekoms waar jy eendag weer kan agteroor sit en sê, my kleinkinders is veilig. Waar jy kan agteroor sit en sê, my kleinkinders het 'n toekoms. Jy kan nie net niks doen nie. Wanneer die tyd kom en jy kan beweeg en jy het 'n bakkie en jy kan vir jouself kos gee vir ten minste 3 maande. Want alles val nie net ewe skielik uit mekaar uit nie, mense. Jy kan nog steeds kos koop, jy kan nog steeds water kry ensovoorts. Dan moet jy jouself oorgee aan hierdie komende stryd. Anders gaan dit nie werk nie. Jy sien, ons kan nie net met 100 mense opdaag te Lichtenburg nie. Ons kan nie net met 100 mense opdaag te Prieska nie. Ja, petrolpryse gaan op en miskien kan jy dit nie maak nie. Maar jy moet nou al aan hierdie goed begin dink. Wil jy regmatige, internasionale reg se vryheid hê vir ons land? Wil jy dit hê? Dan moet jy gereed wees. There you go, Andrew.
You are 100% correct. Kan julle sien wat Andrew daar so sê? Hy sê, the young men can't wait for war. But we were there. We fought a good fight. I was 11 years in the army and 6 years operational. People don't know what war is about. You are correct. Ons wil hierdie juk afgooi. Ek was vir 8 jaar in die weermag, vir 8. Ek het opleiding gegee in die panser. Ek was net vir 4 maande in Angola. Suidwes Angola, 4 maande. Was ek operasioneel gewees. Maar jy kan nie sê ek was minder operasioneel, omdat ek 'n minder tyd, of 'n korter tyd daar gespandeer het nie. Ek het vir die ouens opleiding gegee, wat soontoe gegaan het, nadat ek my deel ook daarby gedra het. Ek het opleiding gegee voor die tyd, en ek het opleiding gegee na die tyd. Jy weet nie wat dit is nie. I was in F Escadron 2 Special Services Battalion. From 1981 till 1985. And then 86 and 87 and 88, I was in Pretoria Defence Headquarters. HQ, in different areas. Ek was in KMG, ek was by 5 militêre werke, ek was by 81 TVD, waar hulle my panserkennis nodig gehad het. Ek het in Lohatla ook opleiding gegee. So, ek weet waarvan ek praat. Nee? Ons drink 'n bietjie hoesmedisyne sap. 'n verkoue sap. So die toekomende stryd is nie vir handjie gevou sit nie. Dis nie vir sissies nie. Dis nie vir ouens wat hulle eie ding wil doen nie. Daar's baie boereleiers, nee, hulle het hierdie stupid, dom idee van 'n tweede bloedrivier. Weet julle wat is bloedrivier gewees? Wat het aanleiding gegee tot bloedrivier? What they in Lohatla? If that's what you mean, Andrew. No, I didn't start the fire in Lohatla. But I nearly started a fire in what's that place near Uppington? Not Uppington, near Daar, where all that ammunition was. I had to go check that freaking stuff out as well, eventually. Jy kan nie dink daar gaan 'n tweede, kom ons kyk gewoon vinnig na bloedrivier. Wat het gebeur? I knew you were referring to something like that. Wat het gebeur by, wat het aanloop gegee tot bloedrivier? Wenen en Bloukrans, waar ons mense uitgemoor was, waar die kindertjies by hulle voete gevat was, en hulle koppe verbrysel was op die waan se wiele. Gaan lees die geskiedenis van Bloukrans en Wenen. Moet ons eers wag vir nog 'n Bloukrans of nog 'n Wenen? Moet ons wag vir dit? Jy sien, toe kom bloedrivier. Wat was bloedrivier? 'n Bloedrivier was 'n voorbereide trek. Dit was oorlogswaans wat hulle gebou het. Die grond waar hulle gaan staan, het was hulle het geweet presies waar hulle gaan staan en hoe hulle gaan verdedig. Maar hulle het nog steeds God se hulp nodig gehad. Hoekom? Want die oormag was net te groot. En ja, hulle is beskerm by bloedrivier, en hulle het geseëvier by bloedrivier. Maar die oorwinning het nie die kinders en die mense van Wenen en Bloukrans teruggebring nie.
So wanneer ouens sê, hulle soek 'n tweede bloedrivier, in ander woorde, wat sê jy? Jy sê, jy soek die aanloop vir daardie stryd. Hoe stupid is dit? Of dink jy die oorwinning kan net kom, sommer net so? Ons is nou reg, ons gaan vir hulle nou opvoeter. Wie wil jy opvoeter? 150, 170 plus, wat deel is van 'n korrupte organisasie. Dis eintlik al wie opgevoeter moet word. Dis hoekom ons komende stryd is 'n belangrike stryd, maar dit is nie 'n moeilike stryd nie. En ons moet dit doen. En ons moet almal op dieselfde bladsy wees. Daai boereleiertjie wat dink hy gaan met sy boeregroep die ding doen, nee, jy gaan nie. Jy gaan jou gat sien sonder 'n spieël. Jy het dit gehoor op die Federale Alliansie. Weet jy, die Hemelse Vader het vir my en my groep 4 panserkarre gered daarbo. Gered. En nie almal ken hierdie stukkie geskiedenis nie. Ons het een aand gery deur 'n kloof, ons het nagops gedoen. Hulle het gehad wat hulle daarbo genoem het lunar ops, met ander woorde, dit was die lugmag. As hulle 'n liggie gesien het, 'n vuurtjie, 'n vuurhoutjie of wat ook al, sekere tye wat hulle hierdie goed afgekondig het, dan het hulle die plek opgebom wat daai liggie was. Hulle was besig met lunar ops en ons was besig met nagops. Nou, vir diegene wat 'n panserkar ken, hy het so 'n klein flou rooi liggietjie. Net hier aan sy onderkant in die middel. En die drywer van die agterste kar moet daai liggietjie dophou. En daai liggietjie volg in 'n donker nag. Dan volg die 4 panserkarre mekaar so. Nou, ek was troepsergeant, in ander woorde, ek het 'n 90 mm eland gehad. Die ou voor my is 60, die ou voor hom 'n 90 en die ou voor hom is 60. Die luitenant het in 'n 60 gery, as ek mooi onthou. Hierdie spesifieke aand, toe sê die luitenant vir ons, hy gaan eers vir Lunar vir die lugmag kontak, en ons gaan eers 'n bietjie wapens skoonmaak links en regs terwyl ons ry. Ons gaan net skiet, blindelings, in hierdie klowe. Blindelings gaan ons skiet. Ons het nie 'n teiken nie. Ons gaan net oopmaak. Hy kry dit toe reg. En hy sê vir ons, okay, my kar, ek het my 90 links gedraai, ou voor my regs, ander ou links, ander ou regs. En toe vir 'n paar minute, toe maak ons oop, manne. Ek skiet HE met daai 90. Ek gooi uit my seat uit, gooi ek fosforhandgranate. Ek skiet sommer met my R4 hier in die bosse in. Ek vat daai Browning 12,75 en ek maak oop. Ek sny daai takke in die helfte met daai Browning. En ons speel in aanhalingstekens. Maar daai spelery was net om die ouens te kry dat die adrenalien bietjie pomp, dat hulle kan waaksaam wees. En toe sê die luitenant, staak vuur. Doodstil. Alles op syf. Elke kar moet seker maak, elke wapen is syf. En ons beweeg aan. Het was so 4 uur die oggend, het is nog donker, die lig gaan oor so 1 uur begin uitkom. Ons hoor 'n gunship agter ons. En 'n 20 mal. En die ou maak oop. En ons weet nie wat die duiwel gaan nie agteraan nie. Ek kan nie onthou of ons ooit hierdie nuus vir die troepe gegee het nie, maar toe ons by die basis kom, toe roep die luitenant en die kaptein hulle, toe roep hulle vir my in. Toe sê hulle vir ons, dat ons het deur daai kloof, het ons deur 'n lokval gery, van iets soos 90 terroriste, wat vir ons gelê en wag het. Maar blykbaar toe ons begin net skiet, deur aanleiding van die luitenant, toe het hierdie ouens hulle koppe laag gehou. Ons weet nie of ons van hulle getref het of wat gebeur het nie, ons weet nie. Maar hulle het gedink ons het hulle gesien. En ons is deur hulle, sonder dat
'n skoot op ons gevuur was. Maar die lugmag het 'n gunship agter ons aangestuur om te kyk, dan die veldbrande en sulke goed plaasvind. So van brand gepraat. Toe sien hulle die beweging. Toe maak hulle oop op daai ouens, agter ons. Die Here het ons daai dag beskerm, en ek sê nou vir julle, ek dink nie my troepe weet dit eens tot vandag toe nie. God se hand van beskerming is op ons, maar ons moet die regte ding doen. Ons moet kyk hoe hy vir ons gelei het deur die geskiedenis. Jy kan nie jou geskiedenis van die Anglo-Boereoorlog en van die rebellie en van die goed, jy kan nie dit net agtertoe gooi en dink dit beteken niks nie. Jy moet leer uit daai geskiedenis. Jy moet leer uit daai geskiedenis. En dan moet jy die regte ding doen. Jy kan nie net sê, daar sal 'n tweede bloedrivier wees nie. Siener van Rensburg het dit nooit gesê nie. 'n tweede bloedrivier kos, mense, dit kos. Jy wil nie daardie, ons betaal al reeds aan daai koste. Hoeveel boere is nou al vermoor en die wit houtkruise staan daar teen die koppies. Ons sien nou weer onlangs in die nuus, is daar nou weer goed. Daar gaan altyd goed wees, totdat ons iets doen. So, dit is my boodskap van vandag. Daar kom 'n stryd. Luister vir die oproep wanneer dit kom. Daar is sekere goed wat gaan plaasvind wat die normale ou op straat nie gaan weet nie. Maar wanneer die oproep kom, vertel die mense. En doen die regte ding. Want die oproep gaan baie eenvoudig wees. En jy sal weet, as jy hier in die noorde is, dan gaan jy Lichtenburg toe. En jy hoef nie bekommerd te wees oor die mense wat agterbly nie. Maar moenie stupid wees nie. Maak ook seker, as buurman nie saamgaan nie, dat hy weet hoe om te kyk. Of broers en susters en familielede, wat nie kan saamgaan nie. En dan sê jy vir hulle tot ziens, vir so 3 weke tot 3 maande. En pak maar jou tenkie in, en jou slaapsak, en jou waterbottel. Want as ons wil werklike vryheid hê, dan sal ons dit moet reg doen, en ons sal ons grond moet vat, en dit beskerm. Maak nie saak, of daar 'n verdomde mol afbrand in daai tyd, of wat ook al nie. Dit maak nie saak nie. Maar dit gaan kom. Ek is heilig oortuig daarvan. En wie dit ook al lei, en wie dit ook al beheer, of wat ook al, dit is wat dit is. Dit is onvermydelik, want dit is profetiese woord. Dit is onvermydelik. Dit is onvermydelik. Dit is seker die hartseerste ding van die hele storie. Want daar is profetiese woord, byvoorbeeld, en ek gaan nie meer eindig, oor Kolini van ander plekke. 'n klomp droë hout word op die wa gelaai, by Kolini. Wat beteken dit? Dit beteken, mense het hulle lewens verloor. En die ouens is op die wa gelaai. Klomp droë hout. Klink nie lekker nie, né? Maar dis onvermydelik. Dis onvermydelik. Maar ons het goeie hoop, man. Ons het die hoop op 'n beter toekoms. Ons het 'n hoopvolle toekoms. Ons het 'n God wat na hierdie nasie kyk en sê, hier is nog mense wat in hierdie afskuwelike wêreld nog in my glo en wat vir my wil dien. Al dien hulle nie vir my op dieselfde manier nie. Hulle glo in Vader, Seun en Heilige Gees. En daarom sal ek na hulle kyk, ek sal hulle beskerm en ek sal hulle oprig. Ek sal hulle oprig. Ons tyd van ballingskap. Ons tyd van ballingskap is amper verby. Is amper verby. Kyk deur ons geskiedenis.
Dit was altyd sulke blokke van 30 na 40, 45 jaar. Sulke blokke. Ons tyd van ballingskap is amper verby. Ons tyd van die sterk wees is amper verby. Is amper verby. Ons is vryburgers. Sluit aan by die Federale Alliansie as jy nog nie aangesluit het nie. Kost jou R56 'n maand. Jy verloor nie daai geld nie. Ons is vryburgers. Dan is ons boere. Boere Afrikaners, Afrikaners. Ons weet wie ons is. En ons weet waarna toe ons op pad is. En saam met God mag ons stap saam met hom deur hierdie pad. Maak nie saak wat gebeur nie. Fantastiese mooi Woensdag vir julle.